Hallo almal en welkom graad 4's en 5's. Ek is so bly julle is hier. Vandag gaan ons saam oefen vir daai groot eksamen oor klank en musiek. Ons gaan seker maak julle is heeltemal reg hiervoor. So, is jou brein aangeskakel en reg vir aksie? Kom ons maak dit 'n bietjie van 'n spelletjie. Dit gaan lekker wees om saam te oefen. Is jy gereed vir die uitdaging? Ek weet jy is. Reg, so, kom ons spring dadelik weg. Hierby is ons oefenspeletjie en soos met enige goeie spelletjie is daar 'n paar eenvoudige reëls. Die reëls is super maklik. Eerstens, ek gaan die vraag hardop lees. Dan, en dis die belangrike deel, kry jy 5 sekondes om lekker diep te dink oor die antwoord. En laastens, dan wys ons die antwoord op die skerm sodat jy kan sien of jy reg was. Maklik, né? Kom ons begin. En hier gaan ons met ronde nommer 1. Hierdie eerste deel gaan alles oor musiekinstrumente en die energie wat hulle gebruik en maak. So, maak jou gereed vir vraag nommer 1. Vraag 1. Wat is die inset-energie in 'n musiekinstrument en wat is die uitset-energie? Jy het 5 sekondes. Dink. Reg, tyd is om. Kom ons kyk. Die inset is beweging, soos wanneer jy iets slaan, skud, blaas of tokkel. En die uitset, dis natuurlik klankenergie, die wonderlike musiek wat ons hoor. Vraag nommer 2. Watter tipe instrument speel 'n mens deur te slaan, te skud of te skraap? En onthou, gee 2 voorbeelde. Wat dink jy? Die antwoord is slaaginstrumente. Byvoorbeeld 'n tromp, 'n driehoek of 'n marimba. Goed gedoen as jy dit weggekry het. Kom ons gaan aan na vraag 3. Watter tipe instrument word gespeel deur lug daarin te blaas? Gee net 1 voorbeeld. Dink vinnig. En die antwoord is blaasinstrumente, soos 'n kwalitfluitjie, 'n groot tuba of selfs daai ou horings. Vraag 4 is hier. Watter tipe instrument word gespeel as jy snare, tokkel of vryf? Gee 1 voorbeeld. Jou tyd begin nou. Het jy dit? Dis reg, dis snaarinstrumente. Dink aan 'n gitaar, 'n viool of 'n inheemse instrument soos die gwashi. Goed, so, vraag 5. Hierdie is 'n baie belangrike een. Wat moet 'n instrument doen om enigsins 'n klank te kan maak? Dink mooi oor. Het jy die antwoord? Dit moet vibreer. Dit beteken, dele van die instrument moet baie vinnig heen en weer skud om klank te skep. Vraag 6. Hoe lyk die energievloei-diagram vir 'n gitaar? Hoe beweeg die energie? Jy het 5 sekondes. Reg, kom ons kyk. Dit begin met bewegingsenergie toe jy die snaar tokkel. Daai energie gaan na die gitaar en dit kom uit as klankenergie. Sien, dis eenvoudig. Vraag 7. Hier's 'n bietjie inheemse kennis vir julle. Watter Afrika snaarinstrument word deur die Kungsan met hulle vingers getokkel? Weet jy een? Die antwoord is die gwashi. Dis 'n baie interessante stukkie musiekgeskiedenis, né? En die laaste vraag in hierdie ronde, vraag 8. Watter inheemse instrument bestaan uit houtbalkies van verskillende lengtes? Dink gou. Die antwoord is die mbila mutondo, wat ons vandag beter ken as die marimba. Fantastiese werk in ronde 1 julle. Julle doen absoluut wonderlik. Ronde 1 is verby. Nou vir ronde 2 gaan ons 'n bietjie dieper kyk na wat klank nou eintlik is en presies hoe ons ore werk om dit te hoor. Is julle gereed? Kom ons spring weg. Vraag 9. Wat is klank? Dis 'n groot vraag. Dink vir 5 sekondes. Goed, is jy gereed? Die antwoord is, klank is 'n onsigbare soort energie wat begin die oomblik wanneer iets begin vibreer. Onthou, geen vibrasie, geen klank nie. Vraag 10. Hoe beweeg klankgolwe weg van die bron wat vibreer? Probeer dit vir jouself voorstel. Het jy 'n prentjie in jou kop? Hulle beweeg weg in alle rigtings, amper soos die kringgolwe wat vorm as jy 'n klippie in die water gooi. Vraag 11. Nou kyk ons na ons wonderlike ore. Verduidelik hoe die buitenste oor klank ontsang. Wat presies is sy werk? Jy het 5 sekondes. Kom ons kyk. Jou buitenste oor se werk is om soos 'n skottel te wees. Dit vang die klankgolwe op en stuur dit dan dieper in na jou oorkanaal toe. Vraag 12. So wat gebeur in jou oor net nadat die klankgolwe verby die oorkanaal is? Dis waar die touerkuns begin. Dink gou, is jy reg? Die klank laat die oordrom vibreer en daardie vibrasies word dan aangestuur deur 3 piepklein beentjies. Vraag 13. Hoe word daai klankboodskap uiteindelik na die brein gestuur sodat ons kan verstaan wat ons hoor? 5 sekondes om te dink. Reg, diep binne in die cochlea, wat soos 'n slakkehuis lyk, is daar klein haarselle wat beweeg. 'n Senuwee tel hierdie beweging op en stuur die boodskap blitsvinnig na jou brein,
Ongelooflik, né? Ons is amper daar. Vraag 14. Noem 2 soorte materiale, 2 wat klank vinnig deurlaat en 2 wat klank eerder terughou of keer. Dink aan 'n paar voorbeelde. Goed, kom ons kyk. Materiale wat klank vinnig deurlaat is goed soos metaal en hout. En die wat klank terughou of demp is byvoorbeeld plastiek en rubber. En hier is dit, die heel laaste vraag. Nommer 15. Hoe kunt klank wanneer dit deur water beweeg? Het jy al ooit onder die water by die swembad probeer luister? Dink gou daaroor. Die antwoord is, dit klink gedemp. Die klanke is nie so helder nie. En dit is die einde van ons vrae. Fantastiese werk almal. Julle het die einde van ons oefenspeletjie bereik. Ek hoop dit was vir julle net so lekker soos vir my. Kyk net daar, jy het al 15 vrae voltooi. Dit is ongelooflik. Jy is nou amptelik 'n klankkampioen. Gee jouself 'n groot skouerklop. Pyk gedoen. Na hierdie oefensessie is jy meer as gereed vir jou eksamen. Ek wil jou los met 'n laaste prettige vraag. Na alles wat jy nou geleer het, watter musiekinstrument sou jy graag wil leer speel? Sterkte met die eksamen en hou aan leer. Totsiens!